Goeiemôre elkeen van julle. Baie welkom weer eens. Almal wat aanlyn is, baie welkom saam met ons vanoggend. Ek het vanoggend vir u verlede week gesê dat ek 'n spesiale boodskap vir u vanoggend. En ek titel my boodskap: Kom soos jy is. Kom soos jy is. Ek wil net vir die mense wat aanlyn kyk, wil ek net vanoggend sê dat van volgende week aan Sondag af, dan gaan ons op Radiant Ministries se Facebookblad gaan ons dan lewendig uitsaai en nie meer op my Facebookblad nie. Maar prys die Here, ons is vanoggend hierso om sy naam groot te maak. En ek het verlede week vir u gesê dat ek het 'n verrassing vir u. Dink jy nie ek lyk sexy vanoggend nie? Hæ? Kyk hierso, ja man. Ek het spesiaal het ek vir my hierdie baadjie gekoop. Het baie geld gekos. Maar ek lyk sexy vanoggend. En ek het vir julle gesê, ek gaan my sexy aantrek vir julle. En dink julle, as julle so na my gaan kyk nou, ek het eerste plek in die hemel nie, ek gaan die voorste plekke kry also. Nie waar nie? Hoekom nie? Ek lyk dan sexy, kyk hierso, kyk hoe sexy lyk ek. Ek lyk netjies. Ek gaan heel eers in die voorste plekke, gaan ek in die hemel sit. Ek wil vanoggend vir u sê, geliefdes, maak nie saak hoe jy lyk en wie jy is en wat jy is nie. God sê, kom soos jy is. Kom soos jy is. Ek gaan die baadjie uittrek. En ek wil vanoggend graag vir u vra, verskoon my wat ek vanoggend gaan doen. En almal wat aanlyn kyk, wil ek ook sê, verskoon my wat vanoggend hier gaan gebeur. Want ek gaan aan u prakties verduidelik oor wat die Here vir ons bedoel, kom soos jy is. U weet, ek wil vir u gedeelte lees uit 1 Samuel 16 vers 7, net een skrifgie. En u gaan agterkom, ek is lief om skrif te gee. Want alles kom uit God se woord uit, wat ek aan u bring. 1 Samuel 16 vers 7. U wat die Bybel sê, kan saam met my lees. En ek wil hê jy moet mooi hoor wat sê God se woord. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Luister mooi. Maar die Here sê vir Samuel, kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie. Maak nie saak wat se grade ek het nie. By God beteken dit niks. Want die dag as jy voor God staan, gaan God vir jou vra, wat het jy vir my op hierdie aarde gedoen, Vincent? Hoeveel siele het jy vir my gewen, vir my koninkryk? Nie van hoe sexy ek lyk nie, nie van hoe netjies ek aantrek nie, nie van hoe vet my bankrekening is nie, nie of ek 'n Merc ry of ek 'n 3-verdieping huis ry nie. God gaan vir my vra, wat het jy vir my gedoen op hierdie aarde? Ek wil vanoggend vir u sê, God se woord sê, kom, nes jy is. Want ek ag hom te gering, want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart. Die mooi gehoor wat sê God se woord. Ons as mens sien wat voor oë is. God kyk na die hart. En ek wil vanoggend vir u sê, nie een van ons wat vanoggend hierso sit, kan die hart lees nie. Maar God ken die hart. God kan jou hart sien. God weet vanoggend wat in jou hart aangaan. Ek wil vanoggend vir u vra, sien jy vanoggend die uiterlike raak? Kyk jy vanoggend na die uiterlike, hoe 'n persoon lyk? Of kyk jy na die hart van 'n mens? Jy weet, ek het 'n verhaal gelees. Die ouetjie se naam is Heinz, 'n tiener wat deur haat gedryf is. En ek wil vanoggend vir u sê, hoeveel van ons tieners sit vandag met haat in hulle harte? Hoeveel tieners word geboelie vandag in skole? En nie net die tieners, hoeveel groot mense sit met haat? Hoeveel groot mense kom op 'n punt wat hulle sê, ek kan nie meer nie, tot hier toe, ek het genoeg gehad. Jy's 'n jong man,
wat haat in sy hart gehad het. En hy het beplan om sy stiefpa dood te maak. Hy het gelukkig nie die moed gehad om dit te kon doen nie. Etlike jare later het hy besluit om selfmoord te pleeg. Maar kon dit ook nie doen nie. Hy het in diefstal en dwelmsmousery betrokke geraak en is daarvoor in die tronk gestop. Toe het sy huwelik misluk. Vandag is Heinz nie meer aan dwelms verslaaf nie. Hy verdien sy eie geld. Hy het gelukkige huwelik en 'n goeie verhouding met sy stiefpa. Wat het die verskil gemaak in die jongman se lewe? Wat het die verskil gemaak in hierdie jongman se lewe? Jy weet, hy het die Bybel saam met die Jehovah's Witnesses begin studeer. Sy beskouing van die lewe het geleidelik begin verander. Baie mense wat die ou Heinz geken het hom ongetwyfeld as 'n niks werd kerel beskou nie. Maar gelukkig vir hom en baie mense soos hy, het God hom nie weggestoot nie. Jy weet geliefdes, ons as mens verstoot mekaar. Ons as mens sien mekaar. Jy's 'n niks werd, jy gaan nêrens kom nie. Maar ek wil vir julle sê, as God intree, gaan God van jou 'n koningskind maak. Jy sien, een rede hoekom die man verander het, is wat ons skrifgedeelte gesê het in 1 Samuel 16 vers 7. Nie wat die mens sien nie, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Sien, dit is een groot verskil tussen die mens en God. Ons is geneig om volgens die uiterlike mekaar te oordeel. Ons sê eers, die eerste indruk is blywend. Dis wat ons as mens sê. Die eerste indruk wat ek vir jou sien is, kan ek al klaar sê wat sy tipe mens jy is. Ek wil vir jy sê, baie geval is ons as mens verkeerd. Dit wat ons voor oë sien, is nie hoe die hart is nie. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En ek wil vir jy sê, dat God kom en hy maak eers die hart skoon. En as die hart skoon is, dan begin jy van buitekant af mooi te lyk na buite toe. Jy sien, ons is so geneig om mense te oordeel op hul eerste reaksie. Maar omdat God die hart kan lees, is hy regverdig en partydig. Jakobus 2 vers 1 sê, my broeders, laat julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here wat die heerlikheid, nie wees met aanneming van persoon nie. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom, met goue ringe aan die vingers, met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n ander man in, met vuil klere aan, en as julle opsien na hom, wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan sit u op hierdie goeie plek sit, en vir die armes sê julle, gaan jy daar staan, hier onder die voetbank sit. Jakobus 2:4, en julle dan nie by julleself onderskeid gemaak en regters met verkeerde oorlegging geword het nie. Vers 5, luister my geliefde broeders, het God nie die armes en hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Maar julle het die arme man oneer aangedoen. Is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regsbanke sleep nie? Ek wil vanoggend vir julle sê, die Bybel sê, jy wat arm is, het meer geld in die hemel. Ek wil vanoggend vir julle sê, maak nie saak wat se status jy het nie. Die dag as jy sterf, gaan jy na dieselfde plek toe. Jy gaan 6 voet 6 onder die grond in. Jy gaan nie 'n goue grond hê waar jy begrawe gaan word nie. Jy gaan 6 voet 6 onder die grond in gaan. En ek wil vanoggend vir julle sê, as jy in 'n paleis bly, great vir jou. As jy 'n mur kry, great vir jou. God seën jou daardeur. Maar ek wil vir julle sê, moenie dat jou rykheid, jou status wat jy het, jou wegdryf van God af nie. Want dan wil ek vir jou sê, dit beteken vir jou niks nie. Dis 'n zero op 'n kontrak vir God. Jy kan wat se graad hê, jy kan 'n doktersgraad hê, maar as jy nie by God is nie, beteken hy graad vir jou niks nie.
Ek wil vanoggend vir julle sê, as jy in God is en God in jou, dan is jy die rykste persoon op hierdie aarde, want die Here het vir jou plek voorberei. Jy sien, ek weet van kerke, as jy goeie tiende ingooi in die skatkis, dan gee hulle vir jou plek hier voor. Die pastoor nooi hom saam met hom te gaan eet, om te braai. Want hoekom? Jy word gesien met geld. En die man wat nie so baie kan gee nie, hy moet agter in die kerk sit. Ek wil vir jy sê, by God werk dit nie so nie. God sien almal eners. Almal word onder dieselfde kam by God gekam. Jy weet, die woord van die Here sê, kom soos jy is. As ek my das afval, en ek maak my hemp los, gaan die Here my oordeel? Gaan die Here my wegjaag? Hy sê mos, kom soos jy is. Hy kyk nie na jou aansien, hy kyk na jou hart. Jy weet, toe ek die gemeente gehad het, toe daar 'n arm boemelaartjie ingekom. Hy het gestink van die dwelms, hy het gestink van die drank. En ek wil vir julle sê, die gemeente het een kant toe geskuif. Boep. En ek het vir hulle gesê, weet jy wat, los hierdie man. Los hom. Want ons moet hom by God uitkry. Sy broek was stikkend agter, sy bou net so agteruit gestaan, en dit het soos wangetjies gelyk. Maar ek wil vanoggend vir julle sê, ons het hom nie verstoot nie. Hy's welkom in die huis van die Here. Want God sê, moet hulle nie verstoot nie. Jy weet, ons gaan hulle verstoot eendag. En dan sit God wat in die vorm van 'n boemelaar in die huis van die Here ingekom het. En dan verwerp ons God. Ek wil vir julle sê, ons moet pas op wat ons doen in hierdie leeftyd wat ons leef. Wat ons in hierdie wêreld doen. Ons moet pas op. Pas op dat God voor ons kom en ons verwerp en sê, sorry man, ek het jou nie nodig nie. Of hoor jy sê, maar jy stink, gaan weg van my af. Ek wil vir julle sê, God kom in enige vorm na ons as mens toe, om ons as mense geloof te toets, om te kyk wat gaan ons doen. Jesus het die voorbeeld gestel. Jesus het mense nie onherstelbaar verlore sondaars beskou nie, maar as moontlike opregte persone wat bereid is om te verander as hulle die nodige hulp en behoorlike aansporing gegee word. Jy sien, dis wat God gedoen het. Jesus het die sondaars weggewys nie. Hy het hulle om te genooi. Hy het gesê, kom, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Dink maar net as Jesus moet kom en hy verwerp ons almal van hierdie aarde af. Ek wil vanoggend vir julle sê, die Here nooi jou net soos wat jy is. Die Here sê, kom. In Timoteus 2 vers 6 sê hy, dit is waarom hy homself gegee het as 'n losprys vir ons almal. God het homself gegee om te sterf, sodat ons kan verlos word van hierdie aarde af. Wat is dit? Dat hy saam met die tollenaars en die sondaars eet en drink. En toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie. Maar die wat ongesteld is, ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Het staan in Markus 2 vers 16 en 17. Jy sien, geliefdes, Jesus het gekom vir die sondaar. En wat het Jesus gekry? Jy het hom tussen die sondaars gekry, tussen die tollenaars. Wat is ons plig vandag op hierdie aarde? Om sondaars na Jesus toe te bring. Doen ons dit? Nee, ons oordeel eerder die mens na wat ons sien. Jy sien, geliefdes, ek het gevra, verskoon my wat vanoggend hier gaan gebeur. Jy sien, geliefdes, God sê, kom soos jy is. Of ek nou vanoggend hier voor die staan met 'n T-shirt aan. Ek het nie my mooi pink hempie aan of my mooi baadjie aan nie. Ek staan nie met 'n T-shirt. Ek wil vanoggend vir julle sê, maak nie saak hoe ek lyk vanoggend hier voor nie. God sien my nog steeds as 'n koningskind raak. Ek wil vanoggend vir julle sê, dit maak nie saak wie en wat jy is en hoe jy na Jesus toe kom nie. Jesus sien jou aan as 'n koningskind. Maar ek wil vanoggend ook vir julle sê, jou hart moet reg wees as jy na Jesus toe kom. Jy weet, maak nie saak of jy rook nie.
Ek gaan gekruisig word vanoggend. Maak nie saak of jy rook nie. Ek wil vir jou sê, God gaan jou verander. God gaan jou verander. Ek het iemand op my bestuursraad jare terug gehad. Ek sê vir hom, oom, ek wil graag my bestuursraad hê. Hy sê vir my, pastoor, ek kan nie, want ek rook. Ek sê vir hom, oom, wie is ek om jou te oordeel? Jy weet dit is verkeerd, want jy besoedel God se liggaam. Jy besoedel die tempel van God. Ek sê, maar help jy, ek sê dit vir jou nie. Jy ken God se woord. Ek wil nog steeds sê, jy moet op my bestuur dien. Hy sê toe nie, as reg pastoor, as dit fyn is met jou. Hy dien toe op my bestuur, en een sondagoggend het ons 'n altaarkol. En die Here sê vir hom, gaan bid vir daai man. Hy sê, maar Here, kan nie ek rook? Die Here sê vir hom, gaan bid vir daai man. Hy sê, Here, kan nie, ek rook. Hoe kan ek vir iemand gaan bid? Maar ek doen self sonde. En jy weet, hy gaan na die ou toe, hy vra vir die ou, meneer, waarvoor kan ek vir jou bid? Die ou sê vir hom, meneer, ek wil ophou rook. Hy dog, yes! Hoe kan ek vir die ou nou bid? Ek rook, maar hy wil ophou rook. En hy sit met 'n pakkie Lexington in sy sak. En die Here sê vir hom, bid. En hy bid vir daai ou. En jy weet, 6 maande daarna, toe bekeer God hom heeltemal van rook af. Ek wil vir jy sê, dit is wat God doen. God sê, kom net soos jy is. Hy gaan jou verander. Ons as mens kan maar sê, maak en doen. Jy kan nie voorstel, jy kan preek jou blou preek. Ek wil vir jy sê, as God jou nie gaan verander nie, kan niemand jou verander nie. God is die enigste een wat jou lewe kan verander. Ons is hier om jou nader na Jesus toe te bring. Ons is hier om jou te nooi vir die woord van God te kan verduidelik en te kan gee. Maar God is die een wat jou lewe moet verander. God se gees moet deur jou werk om jou te oortuig om te sê, dit is sonde. Kom ons gaan verder. Johannes 7 vers 24. Hou op om na die uiterlike te oordeel. Moenie oordeel volgens wat jy sien nie. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen, luister mooi, geen aannemer van persoon is nie. God kyk nie hoe ryk jy is, of hoeveel geld in jou bankrekening is, of wat sy huis jy het nie. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy vat jou soos wat jy is. As jy 'n hinkering na God het, en jy sê, Here, ek is 'n sondaar, Here, maar ek het U nodig vanoggend, gaan God vir jou sê, kom my kind, ek is hier vir jou. Ek is hier om jou sondes te vergewe. Ek is hier om jou skoon te was, witter as sneeu. Levitikus 19 vers 15 sê, julle mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie, en die aansienlike nie voortrek nie. Jy sien, wat doen ons as mens? As jou hand oop is, dan sê alles in die persoon se lewe. Maak hom toe, dan ken niemand jou nie. Dan wil hulle jou nie ken nie. Ek wil vir jy sê, of jy nou ryk is, en of jy nou arm is, God se hand is nog steeds oop vir jou. God nooi jou nog steeds na hom toe. God sê nog steeds, kom na my toe my kind, want ek is hier om vir jou te seën. Jesaja 11 vers 3. En hy het 'n welgevalle aan die vrees van die Here, en hy sal nie regspreek na wat sy oë sien nie, en nie oordeel na wat sy ore hoor nie. Tjoh, dis 'n moeilike een. Jy weet, ons as mens, en ek kan maar sê net wat jy wil, en ek het vir jy vergifnis gevra en sê, verskoon my wat ek vanoggend gaan doen. Ek wil vanoggend vir jy sê, ons as mens hou van skinder. En weet jy waar gebeur het? In kerke. Dis hoekom kerke uit mekaar uitval. Jy kom kerk toe, yes, jy mag. Hy het dan net al weer dieselfde rok aan soos verlede Sondag. Het sy nie ander klere nie. Tessie, hy het dan net al weer nie sy hare geperm nie. Wat gaan aan met die mens? Ek wil vir jy sê, God, kyk jy hoe jy lyk van buitekant af. God kyk na jou hart. God kyk na jou hart. Jy sien, ek het vanoggend, verskoon my, ek wil gaan my sokkies uittrek. Ek wil vir jy sê, dit maak nie saak
of ek gate in my kouse het nie. God het my nog steeds lief. Hy roep my nog steeds na hom toe. My ma moet baie met my sê vir my ek my kouse weggooi. Maar weet wie is my lekkerste kouse die? Ek wil vanoggend vir sê, dit maak nie saak wie en wat jy is en wat jy in die verlede gedoen het nie. God sê vergeet van die verlede, strek jou uit na wat voor is. Strek jou uit na die seëninge wat God vir jou het. God maak iets sluitse van die hemel vir jou oop vanoggend. Want God wil jou seën vanoggend. Hy sê vir ons in Jesaja 11 vers 4, maar aan die armes sal hy geregtigheid reg doen, en die sagmoediges van die land met billike oordeel, maar hy sal die aarde slaan met roede, en sy mond en met die asem van sy lippe die goddelose dood maak. Jy sien Jesaja se profesie oor ons Here Jesus Christus stel ons gerus en gee ons hoop in die lewe. Jesaja het voorspel, hy sal nie oordeel net volgens wat sy oë sien nie, en ook nie teregwys net volgens wat sy ore hoor nie. Sien die Here gaan jy nie oordeel hoe jy lyk nie. God worry nie of jy 'n dop drink nie. God sê kom, want God gaan jou verander op God se tyd, nie my tyd nie. God se tyd. Gaan lees my in Prediker, die woord in Prediker sê, God, daar's 'n tyd vir alles. En ek wil vir jy sê, as jy kom met jou dop na die Here toe en vir die Here sê, Here, ek het 'n probleem, verlos my van dit, gaan God jou verlos. Maar ek wil vir jy sê, jy moet na God toe kom met opregte hart. Kom na God toe met opregte hart. En God gaan jou verander. Dit help ek sê vir jou, Pastor Christo, jy moet nou op en drink nie, jong. Jy weet, as ek het vir hom gaan sê, hy drink nie dan, hoor. As ek vir 'n persoon sê, hou op rook, dan gaan hy erger rook. As ek vir 'n persoon sê, hou op drink, gaan hy erger drink. Bid eerder vir die persoon, sê, Here, verlos daai persoon van dit. Jy weet, hy het 'n probleem, verlos hom van sy alkohol, verlos hom van sy rook. Want dis die tempel van God en jy is besig om die tempel van God te besoedel. Jy weet, jy sal my nie hoor dat ek vir mense gaan sê, jy moet ophou rook nie. Jy ken God se woord. Jy weet wat in God se woord staan. Ek is net daar om jou te waarsku om te sê, pas op, moenie dat God jou in die slaap vind. En as God kom, is jou naam geskryf in die boek van die lewe. Ons het vanoggend gesing, as die rol daar afgelees word, is jou naam daar. U sien geliefdes, die woord gaan uit Sondag vir Sondag. Sondag vir Sondag gaan die woord uit. U hoor die woord. Is u keuse wat u gemaak met dit. Ek gaan nie forceer nie. Ek forceer niemand nie. God is nie 'n God wat hom forceer op mense af nie. God gee jou daai keuse om te sê dis jou wil. Maak en doen net wat jy wil. Dis hoekom God sê, kom soos jy is. Hy het ook gesê, hy sal die geringes met regverdigheid oordeel. Hierdie woorde is aanmoedigend, omdat die wêreld vandag vol partydigheid en veroordeling is. Ons as mens wil net mekaar oordeel en die slegte mekaar raak sien. Ons kan nie die goeie in mekaar raak sien nie. Ons het almal hierdie volmaakte regter nodig, want hy sal ons nooit volgens die uiterlike of volgens wat hy sien oordeel nie. Ek wil vir julle sê, as God ons moet oordeel, na wat vir oë is, gaan nie een van ons eendag hemel toe nie. Dan wil ek vir julle sê, die helse deure staan vir ons almal oop. Ek is so bly ek dien 'n God, wat nie na die uiterlike kyk nie, maar wat na die hart kyk. Hy kyk na 'n opregte hart, wat hom in gees en in waarheid wil aanbid. Elke dag oordeel ons mense, of ons vorm ons eie opinies oor mense, maar omdat ons onvolmaak is, kan ons nie die sake volmaak oordeel, soos Jesus nie. Ons word gewoonlik beïnvloed deur wat ons sien. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, wie is jy en ek om ander mense te oordeel as ons self sonde doen? Jy gaan nie vir my sê, jy is sonder sonde nie. Hoor dat ek vanoggend vir julle sê, nie een van ons is sonder sonde nie. Ons almal doen sonde. Of jy nou te veel eet soos ek hou van eet,
En of jy net van iemand, jy weet, ek het al baie keer by mense ook aanstel met pastoor, ek skinder nie nou nie, maar ek wil net vir pastoor iets sê. Wat is die verskil? Jy vertel vir my iets van iemand anderste, wat daai persoon sleg doen. Mense het al aan my toe gaan sê, pastoor, hoe kan jy daai persoon, met daai persoon praat? Daai persoon is 'n syplak. Dan vra ek vir my broeder, suster, wat doen jy? Is jy beter as daai mens? Jy skinder dan nou. Jy doen dieselfde sonde. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, sonde is sonde by God. Daar's nie 'n groter of 'n kleiner sonde nie. Sonde is sonde by God. En dit is hoekom Jesus ons nooi en sê, kom nes jy is. Kom nes jy is, want God sal van jou 'n mens maak, wat hy graag wil hê, ons moet wees. Maar toe Jesus op aarde was, het hy beveel, hou op om na die uiterlike te oordeel, maar oordeel met regverdige oordeel. Dit is duidelik dat Jesus wil hê, dat ons hom moet navolg, en ander nie moet oordeel volgens wat ons sien nie. Jy sien, geliefdes, en ek gaan weer vra, aanlyn, en vanoggend wil ek vir u vra, verskoon my, ek wil aan u dit prakties verduidelik. Jy sien, ek het spesiaal 'n T-hemp aangetrek vanoggend. En ek het spesiaal 'n kortbroek vanoggend aangetrek, om vir u te wys, God sê, kom soos jy is. Kom soos jy is. Of ek nie hier staan met 'n T-shirt, kortbroek en Crocs aan. God oordeel my nie volgens wat ek het en wat ek aan het nie. God kyk na my hart vanoggend. En ek wil vanoggend vir u sê, God kyk vanoggend na jou hart vanoggend. Of jy vanoggend hier so sit met 'n oordeelende hart, jy gaan eendag voor God staan. Jy gaan eendag voor God moet sê, maar Here, ek het nie geweet nie. God gaan vir jou hierdie datum, hierdie tyd skryf op in sy boek vanoggend, en hy gaan vir jou eendag sê, maar jy die woord gehoor. Jy sien, dit maak nie saak hoe jy lyk nie. God sê, kom soos jy is. Of ek nou 'n boemelaar van die straat af is, en ek wil vir julle sê, geliefdes, ek het nou baie met boemelaars gedeel op buitekant. Hulle ken die woord beter as wat ek hom ken. Hulle quoteer daai woord vir my net so. Dan staan ek verbaas. Dan dog ek myself, hoe? Ons het 'n ou gehad in die kerk. Hy het op die bestuur gedien. Maar omdat hy een hartseer probleem deurgemaak het, het hy in die strate verval. Het hy terugverval en hy het 'n boemelaar geraak. En ek wil vir julle sê, dis wat mense in die kerke doen. Mense loop met skinder van mekaar, en daai persoon word vervalle. En daai persoon gee hom oor aan drank, gee hom oor aan dwelms. Ek wil vir julle sê, die woord sê, pas op wat uit jou mond uitkom. Die woorde wat uit jou mond uitkom moet positief wees teenoor ander mense. Bou ons mekaar op, of breek ons mekaar af, of sê ons mekaar sleg. Toe Samuel begin soek het na koning wat Saul se plek in die Israeliete nasie sou neem, was sy eerste instinkt om te soek na die grootste, sterkste, friste en die mooiste uit die lot. Maar God het nie so gedink nie. God het 'n ander gedagte gehad. In plaas daarvan was dit Dawid wat gekies sou word. Dawid was 'n klein ouetjie met baie guts, maar hy was nie gebou soos sy broers nie. Hy was 'n rooierige seentjie gewees. Die meeste van ons word elke dag omring met mense wat op baie maniere beter as ons met die of daai wil wees. Maar God maak nie vergelykings nie. Hy kyk na die hart van die mens. Ja, julle moet doen soos wat God doen, want julle is sy kinders. Hy's lief vir julle. Julle moet altyd lief wees vir ander mense, soos Christus vir ons lief is. Hy het gesterf sodat ons kan lewe. Hy was 'n offer vir ons. Hy was die perfekte lam vir ons gewees, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Markus 1:6 sê, en terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas sy broer besig om 'n net uit die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Jy weet, ek hou van visvang, maar ek hou nie van die piltjies wat in my hande kom, en vat omtrent 'n maand om dit uit my hande uit te kry, dit stink.
Jy sien geliefdes, Jesus het vissermense gevra, volg my, en hy het van hulle disippels gemaak. Kom nes jy is. En dadelik het hulle net laat staan en hom gevolg. Markus 1:19. En toe hy daarvandaan 'n bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer, wat besig was om die nette in die skei te heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep, en hulle het al vader Zebedeus met die gehuilde mense in die skei laat staan en hom gevolg. Jy sien geliefdes, Jesus roep jou vanoggend om te sê, kom na my toe. Nes jy is. God gaan jou verander. God gaan jou hart verander. Jy weet, as ek skorrelgoed was en ek vat 'n koppie, dan was ek in die binnekant van die koppie eers skoon. En dan gaan ek buitekant toe, was ek buitekant skoon. Want dis wat God doen. God maak eers die hart skoon. En dan kom die buite outomaties raak mooi en skoon. Psalm 82 vers 1. 'n Psalm van Asaf. God staan in vergadering van die gode. Hy hou gerig te midde van die gode. Hoe lank sal julle onregverdig oordeel en partydig wees vir die goddelose mense? Doen reg aan die swakkes en wees. Gee aan die ellendige en die arme sy reg. Red die swakke en die behoeftige. Bevry hulle uit die hand van die goddelose mense. Hulle weet nie en verstaan nie. Hulle loop rond in duisternis. Al die fondamente van die aarde wankel. Ek self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste. Vers 7. Nogtans sal julle sterwe soos mense en soos een van die vorste sal julle val. Jy weet 'n ander gedeelte. En ons is baie lief om mense te oordeel oor hulle. Tatoeëermerke. Mense wat van kop tot tone getatoeëer is. Ja, kyk hoe lyk die man. Ek het al baie keer van mense gesê, weet jy wat, as God van jou 'n prentjieboek wil gemaak het, sou hy vir jou prentjies op jou liggaam gesit het. Ja, dis verkeerd. Die woord sê dis verkeerd om tatoeëermerke te wil hê, want jy is besig om die liggaam van God te skenk. Maar weet jy wat? In plaas van om daai persoon te oordeel oor sy tatoeëermerk, dink aan jou sonde. Kry daai man by God uit, en ek gaan vir jou een ding garantie, dat daai man gaan 'n groter evangelis wees, as wat ons is. Ons moderator en 'n pastoor sit eendag op die lughawe, en so eentjie van hulle af sit daar 'n man vol tattoos, hy's van kop tot tone net tattoos, en hulle bespreek die ou wat so sleg lyk by die tatoeëermerke, en net daar so klaar God se gees hulle aan, en sê, maar hoor jy, dit wat julle nou doen is verkeerd. Roep jy daai man en sê vir hom, Jesus het jou lief. En hulle roep hom. Hulle sê vir hom, hoor jy meneer, ons wil net vir jou sê, Jesus het jou lief. Daai man het tot bekering gekom, en daai man was tot vandag die grootste evangelis wat hulle kon gekry het in die kerk. Daai man het gewerk vir God. God het nie gekyk na sy tatoeëermerke nie. God het na sy hart gekyk, want hy was gewillig gewees. Ek wil vir julle sê, geliefdes, mense wat tatoeëermerke op het, en hulle het dit in onkunde gedoen, daar's vergifnis vir hulle. Maar jy moet mooi hoor, as jy 'n ding in onkunde doen, is daar vergifnis vir jou. Maar as jy weet wat die woord vir jou sê, en jy gaan doen dit weer, dan moet jy vergifnis vra van God, want dan doen jy dit. Dit spytvoegheid uit. Moenie van God 'n spaarwiel maak nie. Hoor wat sê Levitikus 19 vers 28. Julle mag ook ter wille van die dooie geen snye in julle vlees maak nie, en geen, luister mooi, geen ingeprikte tekeninge in julle vel maak nie. Ek is die Here. Jy sien, jy weet nou dis verkeerd. Gaan doen dit, dan sondig jy teenoor God. Maar as jy dit gedoen het in onkunde, jy het nie geweet wat die waarheid was nie, maar nou weet jy die waarheid. Nou is dit sonde. Maar jy sien, dit wat jy in onkunde gedoen het, vergewe God, hy was dit skoon. Hy maak jou blaadjie skoon. Moenie nou gaan sondig nie. God sê vir ons, toe hy die siekes gesond gemaak het, het hy vir hulle gesê, jou sonde is jou vergewe, en sondig nie meer nie. Jy sien, jy weet nou, wat verkeerd is. Jy weet dit is verkeerd om nou tattoos op jou te hê. Gaan doen dit, dan sondig jy teenoor God.
Ander ding, prostituie. Ons as mense wil nie met prostituie geassosieer word nie, want dan dink die mense, jy's besig om met 'n slegte vrou te hê. Wie van ons het al met 'n prostituut gaan praat om te sê, weet jy wat, Jesus het jou lief, man. Het ons al vir daai slegte vrouens op buitekant gesê, hoor, Jesus het jou lief. Weet jy wat, Jesus kan jou omstandighede verander, man. Maar staan ons eerder op 'n afstand, Jessie man, ek weet wat hulle geassosieer word nie, want die mense gaan dink ek is deel van dit. Kom ek wys gou vir wat sê die Here. Sien, prostituie, dis 'n slegte vrou wat ek nie mag of met haar gesien wil wees nie. Kyk wat sê God vir Josia. Ek's amper klaar. Hosea 1 vers 2. In die begin van wat die Here met Josia gespreek het, die Here het aan Josia gesê, gaan heen, luister mooi, gaan heen, neem vir jou 'n hoervrou en hoerkinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afvallig te word. Eina. Hoe sal die Here dit vir ons sê? Die Here gaan nie vir my sê, ek moet met 'n hoervrou te kere gaan nie. Ek wil vir u sê, as God vir jou opdrag gee, doen dit, want dit is 'n siel wat die Here tot bekering wil hê. God gaan nie toelaat dat jou lewe en jou lewe weggetrek word van God af, want God gaan jou beskerm. Hy sê verder in vers 3, en toe het hy gegaan en Gomma die dogter van Dibleem geneem, en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. Sien, nou kom Matteus 7 vers 1 weer in. Moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Sien, ons is so geneig om mekaar te oordeel. God sê, moenie oordeel nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal geoordeel word. En met die maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. En waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog, merk jy nie op nie? Vers 4, en hoe sal jy vir jou broeder sê, laat my toe die splinter uit jou oog uithaal, en kyk uit jou eie oog, is die balk. Geveinstes, haal eers die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit die oog van jou broeder uit te haal. Ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, moenie ander mense oordeel nie. Moenie van ander mense sleg praat nie. Gaan sit en dink aan jou eie sondes, voordat jy van iemand anders te wil sleg praat, of van iemand anders te wil skinder. Moenie wat heilig is, aan jou honde gee nie, en gooi julle perdels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap, en omdraai, en julle verskeer nie. Broeders, Jakobus 4 vers 11, broeders, moenie, luister mooi, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. En ek wil vanoggend vir julle sê, geliefdes, God het ons nie regters gemaak nie. Hy het ons disippels gemaak om sy woord uit te dra en die mense te waarsku wat reg en verkeerd is. Dis die opdrag wat God vir ons gegee het. As mense van my kinders sê ek eers, maar ek is daarom belangrik. Hulle is kinders daarom nog van my. Ek wil vir julle sê, geliefdes, maak nie saak dat mense van jou sê wat mense van jou dink nie. Eendag gaan ons almal voor daai regterstoel staan. Die boek gaan geopen word. En as jou naam nie in daai boek staan nie, dan wil ek vir jou sê, dan het jy 'n groot probleem. Maak reg terwyl jy nou die tyd het. Moenie dat die dood jou onverwags vang nie. Openbaring staan, Here sê, ek staan by die deur en ek klop. As jy vir my oopmaak, gaan ek saam met jou maaltyd hou. Kom nou, die tyd is nou, nie môre nie, want jy mag dalk nie môre sien nie. Jakobus 4:12, een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat ander oordeel? Ek wil vanoggend vir julle sê, jy's nie God om mense te oordeel nie. God het jou nie aangestel om 'n regter te wees nie. Hy's die regter. Hy's die koning van alle konings. God sê, kom soos jy is. Net soos wat jy is.
Maak nie saak hoe jy lyk nie. Maak nie saak wat jy is nie. God wil jou verander. Ek sluit af. Die volgende keer as jy in die versoeking kom om te glo dat jy nie goed genoeg is nie, kan jy regop staan en weet dat God kies nie volgens die mooiste, die sterkste en die friste nie. Sy liefde strek wyd genoeg vir almal. Ek wil vir julle sê, Jesus het ons almal lief. Of jy nou goed is en of jy nou sleg is, en of jy nou ryk of arm is, God het jou lief. En ek wil vanoggend vir julle sê, ja, hulle wat ryk is, God seën hulle, maar ek hoop ook dat hulle rykdom in Christus geanker is. Want die woord sê, soek eers die koninkryk van God, en hy sal alles vir jou byvolg. En ek sluit af met die volgende Psalm, Psalm 51, vanaf vers 12. Vanaf vers 11, hy sê hierso, verberg jy aangesig vir my sondes, en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur die gewillige Gees. Ek wil die oortreders u weer laat leer, dat die sondaars hulle tot u kan bekeer. Jy sien geliefdes, dit is wat die Here van ons wil hê. Ons moet die sondaars aan buitekant, moet ons na hom toe lei. Ons moet nie oordeel nie, want God oordeel nie. God kyk nie hoe jy lyk nie. God kyk nie wat se bankrekening jy het nie. God kyk na jou hart. Kom na hom toe, sodat hy jou kan verander. Kom ons sluit ons oë. Hemelvader, ons kom vanoggend, Here, en ek wil U vra vanoggend, Here, dat die woord het uitgegaan, ja, die woord het hard uitgegaan, Here. Baie mense gaan aanstoot neem, baie mense gaan dit neem, maar Here, ek wil vanoggend vir U vra dat die woord sal groei, Here, dat dit sal saad skiet, dat mense daar buite, Here, tot bekering sal kom, dat hulle sal weet, Here, U is nie 'n aannemer van persoon nie, maar Here, U is daar, Here, om elke persoon, goed of sleg, Here, wil U red. Want U het gesê, almal moet tot bekering kom, Here, voordat U gaan kom. En ek wil vanoggend vra, Here, dat ons sal uitgaan, dat ons die woord sal verkondig daar buite, Here, dat mense, Here, sal besef, die tyd is nou. Here, die oes is groot, maar die arbeid is min. Here, ek wil vra, Here, dat U hierdie mense wat vanoggend hier voor my sit, dat U van hulle disippels sal maak, Here. Here, dat hulle arbeiders sal wees, Here, en sal uitgaan en van mense gaan vertel hoe groot ons God is. Here, dat ons van mense gaan vertel, Here, dat U ons nog steeds lief het, Here, en dat U ons nie verstoot nie, Here, maak nie saak wat ons foute is nie. U het ons almal lief, Here. Seën ons, Here, gaan met ons en versterk ons in hierdie dag, Here, en laat U naam altyd verheerlik word in Jesus naam. Amen en amen.